Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. So ek wil jou groet hier uit 'n lekker warm Kaapberge. Na die afgelope week se koue is dit wonderlik om met jou te kan gesels ook met 'n beter temperatuur. My naam is Aubrey Meywerdig en dit is regtig vir my 'n voorreg net om met jou te kuier. Soos wat ons verder gesels in ons nuwe reeks oor 'n storie van vervulling, waar ek en jy eintlik by 'n leefwyse van vervulling kan uitkom, hierdie storie van vervulling wat my en jou help om te ontdek. Om eintlik op die einde van die dag net so 'n bietjie na ons fondasie te kyk, want hier is die ding, daar is soveel gesprekke oor die Heilige Gees en verskillende opinies en op die einde van die leerstellings, en wat dit doen is maak ons de mekaar. So kom ons begin net, en dis waar ons laasweek vandaan weggetrek het, om te sê, kom ons lê net die fondasie reg, want as ons op hierdie regte fondasie bou, op die einde van die dag, dan gaan ons nie rondgeruk word deur 'n klomp goeters wat dalk gesê word, en ek wil jou net weer eens herinner, maar ek gaan vir jou uit 1 Johannes 4 vers 2 lees, nie soos ons laasweek in Romeine gelees, en as jy laasweek sin gemis het, asseblief gaan kyk, ek dink dit gaan jou regtig help. Maar in 1 Johannes 4 vers 2 sê hy die volgende, hieraan ken julle die Gees van God. Elke gees, hy praat van ons, wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God. En dit bring ons by die plek om te sê, weet jy wat, kan ons nie spanning afval, om te sê X, Y en Z, maar eerder by die plek kan kom om te sê, dat as ek en jy hierdie bely, het ons die Gees van God in ons. En dat ons van daardie staanspore af verder begin bou. En dis hoekom ons sê, wat belangrik is om te verstaan is, as ons daai begrip het, om te vra, wat wil die Heilige Gees dan in my en jou kom doen? En ons sê, daar's 3 goed in die Nuwe Testament wat eintlik regtig uitstaan en wat ons tyd oor wil spandeer. En nommer 1 is, hy maak Jesus en die Vader teenwoordig. Hy transformeer ons na hierdie nuwe mens toe natuurlik, en op die einde van die dag, hy bemagtig ons om die missie uit te leef. Laasweek het ons stil gestaan om te sê, hy maak Jesus en die Vader teenwoordig. In Johannes 14, vers 16 tot 23 is die laaste gedeelte natuurlik wat Jesus kom sê, om te sê, ek gaan vir julle 'n ander parakleet stuur. Hierdie parakleet praat natuurlik van helper, advokaat, trooster. Iemand om my en jou te help en by te staan, wat ewig by ons gaan wees. Vra Judas hierdie vraag, en dis nou nie Judas Iskariot nie, Here, hoe is dit dat U Uself aan ons bekend maak en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Ons sal by hom kom woon. En ek dink dit het ons by 'n plek gebring om te sê, daar is 'n ritme. As ek en jy heel eerstens hoor wat sê Jesus. Jesus sê dit so duidelik. Hy sê, as iemand my liefhet, hierdie liefde van Jesus Christus, wat vir my en jou gegee is, wat ons in man, ons hoor dit, en dan sê hy, ter harte neem. Dis die bekering komponent, waar ek en jy onsself na hierdie waarheid toe draai. Ons verander ons gedagtes, en dan sê hy, ons sal by hom woning maak. En nou glo ek, hierdie is my realiteit. Hierdie is my realiteit. Jesus is met my. Hy is in my, hy is teenwoordig. En hierdie eintlik, as ons mooi daaraan dink, gee my die krag, om wat te kan doen, om die volgende tree in my lewe te kan gee. Romeine 10 help ons met hierdie gesprek, en Paulus wat sê, die geloof kom dus deur die aanhoor. Daar's 'n aankondiging wat gemaak word. Hierdie is die aankondiging, en die aanhoor kom deur die verkondiging
van Christus. Hy is koning, hy is heerser. Hy het vir my gesterf. Hy het opgestaan. Ek is in hom. Hierdie aankondiging wat gemaak word. Daar's 'n nuwe heerskappy. En nou as ek dit aanhoor, dis wat bekering sê, nou draai ek my na hierdie waarheid toe. Ek hoor dit, ek maak dit my eie. Deur wat te doen? Deur my gedagtes te vernuwe natuurlik. En nou glo ek dit. En ek glo, hy is mos nou met my. Hy is teenwoordig. En hoor gou, nou raak die gesprek in Hebreërs 13 wat ons laasweek aan aandag gegee het om te sê, Jesus self sê, hy sal my nooit begewe en nooit verlaat nie. Dan word hierdie mos my realiteit. En hy word my helper. En ek en jy het nodig om hierdie te verstaan, want op die einde van die dag het ons die helper nodig, om wat te kan doen. Paulus in 2 Korintiërs 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Luister, nuwe skepping het begin. Ek en jy is die toonbeeld van nuwe skepping. Nou sê hy, die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. En ons het 'n helper nodig met die nuwe. En dis hoekom ons 'n bietjie gaan stil staan in die brief aan Galase. Paulus wat natuurlik aan hulle skryf, en hier is iets wat gebeur het natuurlik in Galase, en dit is dat hulle ander evangelie hulle sin gemaak het. En hy vat hulle op hierdie roete om by 'n plek uit te kom en te sê, wag 'n bietjie, daar is net een goeie nuus, een evangelie. En hierdie evangelie het 'n implikasie op my en jou lewe. So as ons hierdie aanhoor, ons begin ons gedagtes daaroor te vernuwe, en ons glo dit. Want hier is dit, Jesus self, God het vir my en jou hierdie woorde gegee in Openbaring 21 vers 5. Kyk, ek maak alles net. So ons glo hierdie met ons hele verwysing. En nou, ek en jy het nuut geword. En Paulus skryf in Galasiërs 5:24 tot 25 die volgende. Hy sê, almal wat aan Christus Jesus behoort. Hier is die ding, ek en jy weet, ons behoort aan hom. Die Gees is in ons kan dit bely. Het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Nou, ek dink ons moet net duidelikheid hê, nee. Vlees, praat nie van hierdie vleiskas nie. Jy kan nie sonder hierdie vleiskas, en hierdie vleiskas het nie 'n implikasie op my lewe nie, ek het 'n implikasie op my vleiskas. So vlees, moet ek en jy verstaan, en dis wat ons laasweek ook net by stil gestaan het, is om te sê dat wat aards is aard, en wat hemels is hemels. So ons moet besef, hier die aardse verwysing is wie? Adam. En hierdie het wat in my en jou gedoen, spesifieke hartstogtes en bekeertes na vore gebring. Die eie ek. En hy sê, ons het nou hierdie gekruisig, aangesien, ons deur die Gees nou leef. Daar het hierdie nuwe aangebreek. En nou sê hy, aangesien ons nou deur die Gees leef, deur Christus, laat ons ook met die Gees in pas bly. En dit is vir my baie interessant, want hierdie woordjie leef, in die Grieks, kan ons ook vertaal na stap toe. So, ek het nogal van hierdie verwysing gehou, want het help ons eintlik om 'n spesifieke weermagterm te hou. En ek weet nie of jy kadette ooit gedoen het, of dalk net na gekyk het op skool nie, maar dit is juis hierdie, en ek wil jou die beeld skep net daarvan, is aangesien ons deur die Gees stap, laat ons ook met die Gees in pas bly. En wanneer ons kadette doen, is daar natuurlik 'n offisier wat die pas aangee. Nee, links, regs, hierdie pas aangee. En wat nou moet plaasvind, is dat hierdie peloton, hierdie groepering ouens moet in sinkronisasie begin loop. Want as jy uit sinkronisasie is, lyk dit net eenvoudig chaoties. Nou as jy in daardie groepering was, of dalk was jy in weermag, dan weet jy, vroeg opstaan, en ek weet, die orkester het dit ook gedoen, vroeg opstaan, en dit was baie keer 'n irriterende manier. Nee, daai irritasie op my in jou lewe, maar iets wat ek weet, wat daar geleer was, is dissipline. Maar ook
dit het 'n moraal verbeter. Dit was interessant en daar's 'n studie toe oor hierdie goed gedoen. En dis in die biology letters wat gepubliseer is aanlyn, waar hulle erken dat wat hierdie sersante, of dan, as ons dit in Engels noem, drill sergeants, vir hulle gesê het oor wat gebeur met hierdie groepering mense wat so saam hierdie doen, het hulle spesifiek navorsing gedoen, en hulle het proefpersone oor 'n afstand van 240 meter laat loop. Hulle het hulle lukraak gekies natuurlik, om teen hulle eie pas in sinkronisasie met die ander te loop. Wat hulle toe gedoen het, wat interessant was, hulle het toe 'n misdadiger se foto vir hulle opgewys. Jy weet, hierdie ou wat woedend lyk en redelik aggressief lyk, en toe vir hulle gevra, hulle moet hulle gevoelens neerskryf. Hulle moet dit wat hulle nou beleef het, dit wat hulle ervaar het, neerskryf. En wat die interessante effek was, is dat soos wat hierdie sinkronisasie verbeter het, en hulle pas met mekaar begin loop het hulle agtergekom dat hierdie ouens baie meer gelukkiger is, en vriendeliker teenoor mekaar. In die begin natuurlik was dit hierdie kopstampery, want jy's nie in pas en ek's nie in pas en so voort. Maar met die vasberadenheid waar hulle by 'n plek gekom het om op die einde van die dag in sinkronie te begin loop, het dit die eienskappe van hierdie foto, wat hulle, hierdie misdadiger wat hulle gewys het, dit wat hulle ervaar het, verander, dat hulle ewe skielik die vyand as kleiner en swakker beoordeel het. En dit is asof Paulus ons in die gesprek vat, om ons te kan help om te sê, wag bietjie, as ek en jy deur die Gees leef, en sien die Gees nou as hierdie drill sergeant, nee, wat pas gee, en in pas kom, wat gebeur met ons lewens? En hoor wat sê Galasiërs, en Paulus wat hy vir ons skryf, 16:23. Maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. En baie keer is dit vir ons hierdie groot ding om te oorkom. Hoe kruisig ons hierdie begeertes? En dis eintlik hierdie spasie waarin ons vat om te sê, wag 'n bietjie, is 'n teenoorgestelde proses. Nou sê hy, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees, die twee opponeer mekaar. Sodat julle dit wat julle ook al wil, ons wil graag, ek wil graag reg leef, ek wil graag hierdie uitdrukking van wat ek nou glo leef. Nou sê hy, maar nou kan ons dit nie doen nie, want hier's 'n teenstrydigheid in my en jou. Hierdie ou mens, met sy begeertes. Nou sê hy, as julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. So nou moet ek in pas kom met die Gees, sodat wat kan gebeur? Sodat die begeertes van die vlees nie in my lewe 'n oorhand kry nie. Maar is vir my interessant dat Paulus die woorde gebruik, julle, almal. En hy praat van meervoud. En dit bring my by die gedagte van juis hierdie peloton. Dit is nie alleen ding nie. Ons dink baie keer, ons kan alleen hierdie goed nou oorwin. Wag bietjie, hierdie is 'n gesamentlike ding. Hierdie is 'n plek waar ons saam hierdie ontdek. Hierdie ontdek om in pas te kan loop. En as ek en jy in pas loop, is daar eintlik hierdie spesifieke beeld wat ons openbaar, wat ons baie meer gaan hoor volgende week. Maar ek wil jou net in hierdie gesprek verder vat, wat Paulus kom sê, die praktyke van die vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towerheid, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespel, skering, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge, waarteen ek julle nou weer waarsku,
Soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Dis amper of hy ons op 'n plek bring om te sê, wag 'n bietjie, ek en jy moet besef, dat wanneer ons in pas met hierdie loop, dan is ons uitpas met dit wat God vir ons bestem het, en die beeld wat dan daar is nie eintlik wat God bestem het, om geopenbaar te word in ons wêreld nie. Want ek weet nie of jy al gesien het nie, maar as hierdie peloton so in pas begin loop, dan is daar 'n indrukwekkendheid ten opsigte van hoe dit lyk. En dis vir my eintlik waarna hy ons toe vat, om te sê, maar die vrug van Gees is liefde. Dink net gou hieroor. Want ons weet daar met 'n dubbelpunt daar kom, en is nie in alle vertalings so nie. Want as ek en jy net daaroor dink, dan besef ons, dis wat hy vir ons sê. Hieraan sal julle my ken. Die liefde wat julle vir mekaar het. Hoor gou. Dis nie altyd maklik nie. Maar hy bring ons by 'n plek om te sê dat praktiese oplossing tot die werke van die vlees, die vrug van die Gees is. En hoe doen ons dit? Ons doen dit saam. So, ek word geïntimideer deur hierdie werke van die vlees, maar eintlik, as ek nou begin saam met iemand marseer, ek begin saam met iemand in pas bly, en dit is natuurlik die Heilige Gees, en elke ander persoon van hierdie familie, net die liggaam van Jesus Christus, wat gebeur? Ek begin selfvertroue opbou. My moraliteit kry 'n hupstoot, maar my moraal ook, nee. Ek bedoel, dink net gou, as duisende van ons bereid is om saam te marseer, hoe begin dit lyk? Dis indrukwekkend, dis hierdie skouspel. Dis hoe ons die teenvoeter het vir die werke van die vlees. Is om pas te kom met die Gees, maar ons saam, en dink gou net daaroor, nee, dis in hierdie omgewing wat ons blydskap begin beleef. Vrede. Is dit geduld met mekaar. Daar's vriendelikheid en goedheid en getrouheid. Daar's sagmoedigheid en selfbeheersing. Hy sê teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Dit openbaar in hierdie wêreld God as persoon. En dis hierdie oomblik waar ek en jy kan net besef, dis saam. Saam begin ons hierdie beeld openbaar. En as jy na die Koreaanse ouens gaan kyk, is regtig fenomenaal om te sien hoe hulle in pas bly en die indrukwekkendheid van dit. En wat gebeur is jy kan vir jouself net indink hoe vir ons die vyandlyner begin lyk. Dit wat so in my lewe hou vas kry, begin afgeskit word. Hoekom? Want daar is ewe skielik hierdie verwysing dat ons dit kan doen. Ek beleef ewe skielik, wag 'n bietjie, dis saam. En as ek en jy nou gaan na 2 Korintiërs 3 vers 18 toe, en ons lees, en ons almal, terwyl ons met ons sluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, ons almal aanskou iets spesifiek met betrekking tot wie God is. Ons aanskou Jesus soos in 'n spieël. Dis amper vir my hierdie drill sergeant wat daar staan is Jesus Christus, nee. En hy's besig om die pas vir my en jou te gee, om in hoe ons in dit loop. En dan, wag julle is 'n bietjie uit pas uit. Wag, kom man, kom in lyn. Nou, hierdie liefde vir mekaar. Ewe skielik begin dit 'n aanskoue word vir hierdie wêreld, maar soos ons hom aanskou, soos in 'n spieël word ons na dieselfde beeld verander. Ons kom in pas met mekaar. En wat word nou
openbaar hierdie liggaam van Jesus Christus in hierdie wêreld, wat iets anders te het, 'n ander uitdrukking gee. Hy sê van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Dit bring my by daai plek om te sê, ons hoor hierdie aankondiging oor Jesus Christus. Hy sê vir ons wie ons is. Hy sê vir ons dat ons nie 'n gees van vrees, ons moet bekommerd te wees om terug te val na die ou lewe toe nie. Nee, maar hy het vir ons 'n gees van liefde gegee en krag en selfbeheersing, en ons kom in hierdie ritme, in hierdie pas, ons hoor, ons bekeer, ons metanoia, ons glo, ons word verander, ons word die aanskoue van verander mense om te kan sien, wag 'n bietjie, hier is 'n ander manier van lewe. Dit gaan nie oor die identifisering van foute nie, maar groei. Want dis wat gebeur. Ons daag op. As jy nie opdaag vir die peloton nie, gaan jy nie in pas bly nie. Die ouens wat wel daar is, hulle kry die oefening in. Hulle kry die oefening in. En as jy daar kom, dan voel ek, nee, ek is nie in pas nie. En dis baie keer 'n irriterende manier, maar ek moet in pas kom. En dit beteken, hulle bring my in hierdie spasie en sê, nee man, ons is nog besig om te oefen, ons het dit nog nie alles onder die knie nie, maar hoor gehou, dis wat ons hoor, kom in pas. En dis hoekom ek jou wil uitnooi, ek wil jou uitnooi om deel van 'n groep iewers te word, by die kampus waar jy sag, hoekom? Sodat jy in pas kan kom, sodat ons kan leer, sodat ons gesinkroniseer kan word, hoekom? Sodat ek en jy met selfvertroue kan begin leef, volgens wie ons nou is, wie God ons gemaak het. Die Gees is die een wat die pas gee. Hier is die grootste ding van alles. As ons so in gelid begin stap, is ons baie meer geneig om die vyand in sy swakheid te beskou. So ek nooi jou om deel van hierdie storie van vervulling te word, daar waar jy is. Raak deel van 'n groep. Kom in pas. Leef nie meer volgens die ou nie, maar nou volgens die Gees. Hierdie Gees van liefde, sodat ons hierdie beeld kan word vir die wêreld om te sien hoe lyk dit as hierdie peloton, hierdie groep mense saam begin marseer. Mag jy beleef hoe jy saam met ander Jesus begin aanskou en getransformeer word. Hy is met ons. Hy is teenwoordig. En daarom kry ons die krag saam tot transformasie. Mag ons transformeer sodat sy heerlikheid geopenbaar kan word. Kom ons bid saam. So Here, dankie vir hierdie geleentheid net. Waar ons werklik waar weer eens net uit die woord kan leer, hoe kom ons by daai plek om te kan word wie ons bestem het. Dat ons dieselfde beeld voor oë het, dis Christus. En ons kom in pas met hierdie Gees. Ons stap saam, ons marseer saam, ons sorg dat ons in gelid is, ons gee die tree saam. En daar, Here, ontdek ons vriendelikheid en getrouheid en blymoedigheid en vreugde en vrede. Al hierdie goed, Here, wat die vrug vir ons is, om aan aanskoue te wees vir ander om te kan sien, hoe lyk hierdie beeld. Ons eer U daarvoor. Ek bid dit vir elkeen wat nog wonder, Here. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Help ons om dit te kan ontdek, dat ons deel kan raak, en so in pas met U te kan kom. Ons eer U. In Jesus naam. Amen.